Goed, hier gaat ons. Welkom na 'n praatjie oor die Federale Alliansie. Ek het dit goed gedink om vanaand 'n bietjie net so vinnig te praat oor die Alliansie deklarasie, sodat die ouens kan verstaan waaroor dit gaan. En dat die boere net kan weet dat wanneer ons praat oor die Alliansie deklarasie, dan dit sluit ons boere in. Dis nie dat ons boere uitsluit nie. So gaan net so 'n sekonde of twee wag om te kyk om te kyk of een of twee mense opkom en dan gaan ek net gou deur die deklarasie hardloop, sodat ons net 'n bietjie meer agtergrond kry van die Federale Alliansie. Dis beter dat ons meer weet as wat ons minder weet, né? En in hierdie proses van hierdie verklaring is ons nog steeds besig om stadig maar seker uit te reik na konings toe soos wat ons kan. Jy weet? Op hierdie stadium in ons boervolk, daar is nie 'n leier nie. Kom ek sê dit anderste. Op hierdie stadium in ons boervolk is daar baie leiers. Daar is te veel leiers. Maar hulle is leiers. Hulle is te bang om hulle monde oop te maak. En as hulle monde oopmaak, dan is dit net om iemand te dagvaar, of om iemand sleg te sê, of so iets. Maar hulle sal nie in die openbaar opstaan en die leiding neem vir die volk nie, hulle sal nie. Want hulle is bang, hulle word gearresteer. Hulle is bang, hulle verloor hulle volgelinge. Dit is wat ons het. Dan het ons 'n segment van die volk wat wag vir daardie een leier. Daardie een leier, die man in brein. Ons het mense in ons volk wat wag vir daai ou. En ons het op hierdie stadium het ons 6 manne in brein, waarvan ek weet. Maar nie een van hulle is die man in brein nie. Sien, daar was hierdie een ou wat te perd Lichtenburg toe gegaan het. En daar was 'n klompie boere wat daar by mekaar gekom het saam met hom daar by Lichtenburg, en toe het hulle tipe van 'n boere samekoms gehou, so 'n klein groepie om 'n vuurtjie, en toe verdwyn dit ook. Toe ry hy weer terug na sy plaas op sy perd, daar deur in die ou Kalahari. Dan het ons 'n ander ou wat deur verskriklike ongelukke en mishandeling gegaan het, en toe dink hy het nou die merke van Jesus Christus op sy liggaam, en hy is nou die leier van die volk. Maar waar is hy vandag? Hy is gearresteer, hy is in die tronk vir bedrog. Dan is 'n ander ou. Hierdie ou het 'n groep aan die kant Rustenburg. Hy dra oud weermag klere en hy het sy eie lapelwapens en goed gemaak. En hy dink hy is die man in brein. Maar hy is nie. Want hy ken nie die profetiese woord van Siener van Rensburg nie, hy weet nie. Die profetiese woord van Siener van Rensburg sê baie duidelik, dat te Priska gaan die man in brein verskyn, ook te Lichtenburg, maar te Priska gaan die man in brein verskyn. En dan sê die woord baie duidelik dat te Priska gaan die boereleier gekies word deur die ander boereleiers wat al reeds daar is. Hierdie goed moet nog gebeur. Dit moet nog gebeur. En dan sê die woord ook nog, die profetiese woord, dat die man wat gekies word, is nie noodwendig die man in brein. So gaan die boerevolk, gaan die boeregrondgebied 'n leier hê? Ja, beslis. Hulle gaan beslis 'n leier hê. Wie gaan daai leier wees? Ek het nie 'n koek en klou op hierdie stadium nie. So die boere het grondgebied.
Die boere het internasionale erkende grondgebied. En die boere gaan hulle eie leier hê. Die boere gaan hulle eie leier hê. So ek wil net deur die alliansie deklarasie gaan, sodat julle kan verstaan waaroor dit gaan. Verstaan dat die boere gaan eendag hulle eie leier hê. Daardie leier word gekies te Prieska. OK, dit kan enige leier wees op hierdie stadium. Maar daar is nog nie 'n spesifieke ou wat sy hand opsteek, wat sê ek is die boervolk se leier nie en die mense volg hom nie. Daar is niemand wat so is nie. Niemand. Daar is seker ouens wat sit op hulle eie miskleite en dink hulle is leiers, maar hulle is nie. Maar een of ander tyd sal hulle 'n leier wees. Dalk word hulle gekies. Dalk word hulle ingestem. Daar is sekere ouens wat ek glad nie voor sal stem nie, en ek kan nie nou name hier noem nie, maar ek weet wie hulle is. So ek gaan net gou deur die alliansie deklarasie met julle beweeg, en dan kan julle verstaan waaroor dit gaan. Verklaring van die Federale Alliansie van Suid-Afrika bestaan uit alle nasies, stamme, volke en soewereine nasies wat lid wil word van hierdie alliansie, wat almal bind tot die toewyding van die herstel van vrede, voorspoed en sekuriteit vir al ons soewereine mense. In verenigde lojaliteit wat gevestig word deur die vrymaking van mense, deur die internasionale regsproses van selfbeskikking, te gebruik vir soewereine herstel vir alle volke, stamme en nasies, in hulle historiese lande, in die suidelike deel van Afrika, soos deur die Verenigde Kaapstate, VKS, gebewerkstellig. Goed. Ons as die ondertekenaars, konings en leiers van hierdie suiderlande van Afrika, doen hiermee namens die lede van die deelnemende koninkryke, stamme en volke, insluitend die soewereine van ander buitelandse nasies, 'n bevestiging van ons getrouheid aan hierdie verklaring. Die doel van hierdie verklaring. Daar is baie partye in Suid-Afrika, maar geen wat spesifiek aandag gee aan die spesifieke behoeftes van die spesifieke groepe mense nie. En geen wat in staat is om die vloed van regeringsonbekwaamheid, skoon tog, korrupsie, morele aftakeling, mislukking van die howe en die ineenstorting van die algemene infrastruktuur en munisipaliteite te stuit nie. Daar is nie 'n party wat ons kan uit hierdie gemors uitkry nie. Ons het hoeveel mense wat praat. Ons het agtergekom dat die Vryheidsfront Plus is 'n klomp useless mense. Die Mulder broers is so korrup soos 10. Ons het gesien dat die DA is eintlik maar ANC en hulle het ons mense in die rug gesteek. Steenhuisen is useless. Alright? Vir watter ander party wil jy gaan stem as 'n boer of as 'n wit mens? Swartes volg nie die EFF in hulle duisende nie. Swartes volg ook nie die MK in hulle duisende nie. Die totale stemmery van hierdie laaste verkiesing was maar 12 miljoen. Dis nie eens 50% van die 60 miljoen nie. So ons het eintlik 'n onwettige regering. Dis eintlik 'n onwettige regering. So ons kan sien, daar is nie 'n party wat hierdie ding kan regryk nie, daar is nie. In die konteks van Suider-Afrika het die huidige staatsparty se mense op alle terreine in die steek gelaat, op alle terreine. Bogenoemde elemente het tot uiterste armoede, verarming, verlies van waardigheid en moraliteit van die mense van Suid-Afrika gelei. Daarom sluit ons as die ondertekenaars af dat demokrasie en politieke gekonkel totaal misluk het in Suid-Afrika en 'n nuwe stelsel van soewereine regering deur die mense vir die mense moet gevestig word, moet nou geïmplementeer word om vrede, voorspoed en beskerming vir alle nasies, stamme, volke, sowel as vir ander buitelandse nasies wat wil aansluit, wat besluit om by die Federale Alliansie van Suider-Afrika aan te sluit, te verseker. Enige nasie, stam, volk en taal kan aansluit. Enige nasie.
Die behoefte van hierdie verklaring het die stigting van die Federale Alliansie van Suider-Afrika gemotiveer met 'n presidentskap-verteenwoordiger wat in 'n nasionale toesigstruktuur werk. Dis 'n toesighoudende storie. Dis nie 'n regerende storie nie. Dis 'n toesighoudende storie. Ons, die ondertekenaars, verklaar gesamentlik en afsonderlik ons onwrikbare getrouheid aan hierdie verklaring. So al die konings wat ek nou reeds geteken het, nee, hulle weet wat ons hier so sê. Hulle het hierdie ding geteken. Onwrikbare getrouheid. Die onveranderlike grondslag van ons wederwysige respek en aanvaarding in die skep van 'n handves van regte en grondwet wat voldoen aan die morele en gemene reg en 'n kultuurkode wat afsonderlik is, maar van toepassing is op elke individuele nasie, stam, volks bepaal deur hulle eie en historiese bepalinge. So hier is 'n klomp diep goed wat hier genoem word, maar dit is belangrik om dit so te sê. Ons wil hê die konings moet in hulle eie gebiede, hulle eie mense regeer. Ons wil hê ons boereleier moet in ons eie gebied, ons eie mense regeer. Dis wat dit is. Nee, goeienaand julle almal wat opkom. Dis nou al die tweede videoetjie wat ek probeer maak. Die eerste enetjie was 'n kort enetjie net van die boereleiers. Wat ek gaan probeer byvoeg tot hierdie ene. In elk geval, goed, ons die ondertekenaars verklaar gesamentlik en afsonderlik ons erkenning van die historiese identiteit van nasies, stamme en volke, insluitende die verskeie Nguni stamme, die Khoi en die San, die boervolk, die Indiese en Joodse volke. Ons moet almal onder dieselfde sambreel kry. Die mense van die Verenigde Kaapse State, insluitende ander internasionale sub-Sahara nasies wat wil aansluit by die Federale Alliansie van Suider-Afrika. Hierdie hele stuk val in met Siener se profetiese woord. Hy het gesê tot en met die ewenaar, né? En ons gee erkenning aan ander nasies wat wil aansluit. As ander nasies by ons wil aansluit, vat byvoorbeeld die Khoi en die San. Ons noem die ander helfte van hierdie mense in Namibië, noem ons die Nama, of die Nama. Nou ons het Nama aan die kant van die grens in Suid-Afrika, en ons het Nama aan die ander kant van die grens. Hierdie mense se historiese grondgebied is in die helfte deurgesny, deur die Oranje rivier en deur hierdie denkbeeldige grens, wat een of ander idiotiese regering destyds geteken het, 'n streep getrek het. Dis wat dit is. Die Oranje rivier is grens. So as die Nama volk wil aansluit by die Federale Alliansie, dan kan hulle. Ons gee dan vir hulle die reg om weg te breek uit Namibië uit. Ja, ons kan, wanneer die tyd kom. Goed. As gesamentlike en afsonderlike ondertekenaars verklaar ons erkenning van die regsproses van selfbeskikking, soos geïmplementeer deur die Verenigde Kaapse State, en sluit ons eenparig aan by die selfbeskikkingsproses en beskou dit as 'n feit accompli. Dit beteken ons beskou die selfbeskikkingsproses as 'n voldane saak. Dis klaar gedoen. Alright. Ons as die gesamentlike en afsonderlike ondertekenaars verklaar erkenning van die stamlande, gebiede van nasies, het sy histories gekoop of geruil deur die bekragtiging van verdrae, akkoorde, verkoopsooreenkomste en sulke ander as hierna ooreengekom word. Hierdie goed gaan nog geonderhandel word. Daar kom snaakse goed nou uit. Ons vat byvoorbeeld die Bokalokwe stam. Bokalokwe. Soiets. Daar's 3 families in hierdie stam. Dis 'n Nguni stam. Maar daar's 3 families. En elke familie het sy eie koning. Koning Letsitsa het homself verklaar as die koning van die konings van hierdie stad, van hierdie mense. Hoe hulle dit aanvaar, gaan ons net weet by 'n vergadering. Dis al.
gaan hulle grondgebied en sy grondgebied val, en dan word hulle maar net opperhoofmanne of wat ook al. Jy sien, hierdie goed moet nog bespreek word. Dit is nie sommer net van so vingerklappie. Ons as die gesamentlike en afsonderlike ondertekenaars verklaar erkenning van die Vredekommissie, ons noem dit in Engels die Peace Commission, as jy ooit daarvan gehoor het, van die SADC, en die protokol teen korrupsie van in 2001. Die protokol teen korrupsie is geteken deur die Afrika Unie. Maar hulle hou nie die ANC regering onder hierdie ding nie. Hulle hou hulle nie verantwoordelik nie. Is te bang. Die ouens het geld, is te bang. En weerstaan hiermee alle korrupsie, regerings of andersins. As ondertekenaars van hierdie verklaring bevestig ons eenheid en die begeerte om volle ondersteuning te bied aan die wettige en gesamentlike verklaring van onafhanklikheid vir alle nasies, stamme en volke, deur gesamentlike of individuele selfbeskikking en om die raamwerk vir die volgende beginsels te bou deur middel van 'n gewysigde handves van regte. As ons die regte ding doen, en almal is deel van hierdie regte ding, dan kan ons vrede en sekuriteit en welvaart beloof. Ons kan dit doen. Ons kan. En al die konings teken hierdie goed. Nou kyk nou na die volgende ding, hierdie handves van regte. Luister na hierdie handves van regte. Onafhanklikheid vir elke nasie, stam en volk binne 'n semi-federale raamwerk deur nasionale toesig. 1. Die heiligheid van lewe, nommer 2. Geen rassediskriminasie wat gedefinieer word as veroordeel, diskriminasie of antagonisme deur 'n individu, gemeenskap of instelling teen 'n persoon of mense op grond van hulle lidmaatskap van 'n spesifieke ras of etniese groep of gebaseer op hulle velkleur. Godsdienstvryheid. Maar godsdienstvryheid kom met 'n prys. Jy kan nie jou valse teologie in ander mense se kele kom afdruk nie. As ons bewys dat jy 'n valse teologie het, as ons bewys dat die goed wat jy lees is korrup en is onwaar, nee, dan gaan jy nog steeds jou godsdienst kan beoefen, maar net in jou huis. Dis al. Want ons gaan een nasie onder God die Vader, Seun en Heilige Gees wees. Reg op samekoms en vrye spraak. Jy kan sê wat jy wil, maar jy mag nie doen wat jy wil nie. Eiendomsbesit, almal mag grond hê. Wapenbesit, Werner, wat sê jy? Nuwe finansiële stelsel, wet en orde. Ons kort 'n nuwe finansiële stelsel. Ons moet terugkom op die goudstandaard. Jy moet kan note en muntstukke in jou sak hê wat jy kan voel het waarde. Dit help nie jy het waarde op 'n skerm nie. Dit beteken niks, man. Met 'n knoppie delete ek al jou geld. Wat doen jy dan? Met 'n knoppie delete ek alles wat jy het. Ons voer, kom ons sê ons voer goud uit. Nou al wat hierdie ouens vir ons gee aan die ander kant van die draad, hulle gee vir ons 'n skerm met syfers. Ons het julle nou betaal. Met wat? Met spookasem. Papa. Enigiets wat ons uit hierdie land gaan uitvoer, gaan met harde kontant betaal word. En ek praat nie van, as ek sê harde kontant, ek praat nie van jou geldstelsel wat verval het nie, en nou jy het nou net krediet op jou komper nie, en jy wil dit vir my gee nie, ek stel nie aan belang nie. As ek aan jou iets uitvoer, kom ons sê ek voer aan jou staal uit, sal jy my betaal met goud, of jy gaan my betaal met platinum, of jy gaan my betaal met silwer. Ek soek jou syfers op 'n komputer. Wat moet ek met jou syfertjies maak? Wat jy net met 'n knoppie kan druk, delete, of as jou internet val, of wat noem ons hierdie goed? Hierdie servers en goed, kom ons sê die ding brand uit, en jy verloor al jou data en whatever.
Hoe weet ek wat so geld ek het? Ek het niks nie. Spookasem, dis al wat dit is. Dis eintlik al wat jy nou het in jou bankrekening, is spookasem. Ons koop goed met spookasem. Dis regtig so. Druk maar net jou kaart hier teen hom, hoor meneer. Wil jy hom tik of wil jy hom indruk? Is dit nou spaarrekening of krediet? Spookasem. Dit voel nie eens meer, as jy kontant in jou sak het, soos note. Daai note het nie eens meer waarde nie. Dis spookasem. Daai R200 noot is nie R200 werd nie. In die ruilhandel is hy R200 werd, tot en met iemand sê nee, is nie meer so nie. Spookasem is al wat dit is. Wet en orde, dit is belangrik. Nee? In die federale alliansie gaan ons 'n peacekeeper force hê. Ons gaan nie polisie hê nie, ons gaan vredemakers hê. Dat is 'n verskil. Vrye markhandel, gerigte en ooreengekomme ekonomiese en landbouontwikkeling. Versterking van 'n kultuur van vrede, jy gaan nie kan toi soos jy lus kry nie, man. 'n onafhanklike regsjurispan opgestel deur die mense vir die mense, bevestiging van 'n ooreenkoms oor federale en nasionale sekuriteit en gesamentlike militêre intervensie teen die nie-federasie buitelandse aanvallers, en ons sien dit as 'n aanval op een is 'n aanval op almal. Met ander woorde, as iemand die boerevolk aanval, dan kom sê die Wenda, nee, ons sal die boere help. As iemand die Pedi-volk aanval, dan sê ons as boere, nee, ons sal die Pedi help. As iemand die Tswanas aanval, dan sê die Zulus, nee, ons sal die Tswanas help. Die boere sê ook, ons sal ook die Tswanas help. Ons is 'n gesamentlike, 'n aanval op een is 'n aanval op almal. En so sort ons die gemors uit. Goed. Die ondertekenaars bevestig hulle wederwysige respek vir mekaar se kultuur en kies verdraagsaamheid en betrokkenheid om konflik te verminder en stabiliteit, sekuriteit en aanvaarding van verantwoordelikheid vir misdade gepleeg deur hulle mense teenoor mense van enige ander nasie, stam of volk te bevorder. Met ander woorde, as jou mense ander mense doodmaak, kom ons sê die swartes in Pediland maak 'n boer dood, dan word die koning van Pediland verantwoordelik gehou en sy mense, en hulle sal daardie persone opspoor wie daardie moord gepleeg het, en hulle sal die volle gereg betaal. Die volle gereg. Hierdie verklaring is opgestel om die leiers van al ons mense te verenig om aktief ons gesamentlike, vinnige, soewereine onafhanklikheid na te strewe en 'n praktiese pad te bied om ons herstelde soewereine grond deur hierdie alliansie te verkry. Waardigheidsbekleers onderteken die alliansie dokument wat voorsien is. So hierdie dokument word dan aan die mense voorsien. Dan in ons dokument hierso wat ons het, met ons al die verskillende, ons het die voorgestelde federale alliansie, ons het dit opgebreek in groter dele. Ons het byvoorbeeld wat ons noem New Nguniland, New Khozaland, New Lesotho, New Swaziland, Limpopoland, Tswanaland, United Cape States of die Verenigde Kaapse State, en dan het ons die nuwe ZAR, die nuwe Suid-Afrikaanse Republiek van die boere. Tswanaland byvoorbeeld word opgebreek deur Tswanaland self, en dan New Stellaland. Ek noem net 'n paar voorbeelde vir julle. Die Limpopoland is byvoorbeeld Wendaland, Ndebele, Tsonga. Die ligte bruin gedeelte vir die boere is Nuwe Potgietersrus of Nieuw Potgietersrus. En dan het ons, wat is hierdie groen gedeelte? Die ekstra gedeelte, dit is deel van Tswanaland. Dit voorbeelde wat ek nou net veel vinnig noem. Swaziland, as Swaziland by ons inval en hulle teken die alliansie, dan kry hulle Kangwane. Dan kry hulle Kangwane as 'n ekstra staat. En Komati Poort, Malalaan,
en daai plekke val in Kangwaniland. Daar's net Swansies wat daar bly. Daar's hier en daar 'n boer. So wat beteken vir ons boere? Beteken niks. Dis maar net die ou unie. Daar is boere daar, maar daai boere se grond is soewerein. So daar's nie probleme met dit nie. Wat het ek nog gesê? Okay, daar is Lesotho, dan as ek ook kyk na Khozaland byvoorbeeld, jy het die Kakaleka, jy het die Bombana, jy het die Mpondo, jy het die Amapondo, jy het die Tsebisa, jy het die Baka, jy het Griekeland Oos, jy het die Tembu, Mfengu, dis alles state wat deel is van Khozaland. En so kan ons dit opbreek. Ons het byvoorbeeld in Nguniland het ons vir Zululand, ons het die Amathlubi, ons het Nieuw-Indië en Nieuw-Vryheid. Nieuw-Vryheid is die boere se grondgebied. Ons het dit ook. So ons het al hierdie goed. So ons het 'n manifest, en die manifest sal ek op 'n latere stadium met julle hanteer. En dit so draai. Ons het 'n manifest, en ek sal hierdie manifest later met julle hanteer. So, dit is nou eers genoeg vir die Federale Alliansie vir vanaand. Dit is nou 8 uur, ek gaan julle nou nie langer as dit nou ophou nie, maar op 'n volgende bespreking gaan ek jou manifest bespreek. So, dankie vir die van julle wat opkom, en ons sal nog 'n live Q&A hê. Ek probeer net die laptops en die goed uitsorteer, sodat ek 'n lewendige Q&A hê met al die mense wat opkom. Goed, daar's hy, tot sover, mooi aand vir julle.